voordat daar iets was, is die storielyn van die mens klaar geskrywe. Ons het idee hoe oud die skepping is. Wetenskaplikes gee een getal, ander mense gee ander getal. Voor dit was die mensdom se storielyn reeds geskryf. Voor die grondlegging van die aarde is Christus bestem gewees om te kom sterwe. Voordat daar iets was, het God reeds gewees in die toekoms, gaan daar 'n planeet wees, daar gaan 'n mensdom wees, daar gaan die sondeval wees. Satan en sy bose geeste gaan daar wees. En dan bestem hy Christus om te kom sterwe, voordat daar iets was. Hierdie storielyn het 'n vorm begin kry. Aanvanklik die skepping en dan Noag se verhale en al daai tipe van aanvanklike verhale. En dan begin die groot genadelyn. God se groot liefdeslyn. In die jaar 2086 voor Christus roep hy iemand met die naam van Abraham uit Ur van die Galdeërs, vandag se Kuwait en Irak. So trek Abraham vir 1500 kilometers, al met die Tigrisrivier op en die Efratrivier, tot by die Middellandse See, deur Kanaan, terug in Egipte, en daar draai hy om en trek hy terug Kanaan toe. En daar het die Here met hom gepraat. En die Here het vir Abraham gesê, Abraham, ek gaan vir jou land gee, en ek gaan jou ontsettend groot volk maak. En toe sê die Here, sê Abraham vir die Here, hoe weet ek dat dit gaan gebeur? So in Genesis 15 sluit die Here verbond met Abraham. Daai verbond gaan oor grondgebied. En dis vandag waar Kanaan lê. Dis waar die Jode is, dis waar die Libanese is, dis waar die Palestynë is, dis waar Gaza is. Vandag veg almal oor daardie grondgebied. Want as jy die Ou Testament lees in Hebreëus, dan staan daai verbond daar geskrywe. Maar as jy die Koran lees, dan word dieselfde grense in die Koran beskryf. Want God het 'n verbond met Abraham gesluit. Nou gaan ek iets met jou deel wat 'n klompie van julle weet, maar nie almal weet dit nie. Uit Abraham kom 3 godsdienste. Via Isak, die Judaïsme. Via Ismael, sy ander seun, die moslems. En deur Christus, die Christendom. Hier waar ek en jy vandag sit, verteenwoordig ons die derde lyn. Die verbond wat God met Abraham gesluit het, via Christus en die Christendom. In Genesis 17 sluit die Here 'n tweede verbond met Abraham. Hy sê vir Abraham, ek sluit vandag 'n kontrak, nou moet jy fyn luister, tussen my en jou nageslag in al hulle geslagte. So in Genesis 17 word hier 'n kontrak gesluit. Daai kontrak geld vir Abraham, geld vir sy direkte nageslag, in al hulle geslagte. Later wanneer Moses hieroor praat, dan sê God seën ons tot in die 1000ste geslag van die wat hom liefhet. So hierdie verbond wat hier gesluit word, is 'n permanente kontrak wat geld tot en met die wederkoms. Wat is die inhoud van die kontrak? Die inhoud van die kontrak, die eerste een was grondgebied. Die tweede een sê die Here vir Abraham, ek sal jou God wees en die God van jou nageslag. Dan gaan ek 'n vraag vra, nou moet jy fyn luister. Ons gaan vanoggend 5 kinders doop. Wat vanoggend hier gaan gebeur, is deel van die verbond wat God met Abraham gesluit het, finaal bevestig deur die bloed van Jesus Christus. Hier is die vraag. Sluit God vanoggend 'n nuwe verbond met die kinders wat gedoop gaan word? Of sê die Here vanoggend vir hierdie 5 kinders, die kontrak wat ek met Abraham gesluit het, geld ook vir julle.
Die tweede een. Die kontrak wat ek met Abraham gesluit het, geld ook vir julle. Vanoggend by die doop sê die Here vir hierdie 5 kinders, ek sal jou God wees. Beteken, voor die skepping was hierdie 5 kinders reeds in God se plan. By die swangerskap was God reeds daar deur die Heilige Gees. Die 9 maande in die moederskoot is daai kinders gevorm met kunsnaaldwerk, wonderbaarlik geskep deur die Heilige Gees. By die bevalling was God reeds daar. En nou sê God, ek gaan die res van die pad wat ek en jy saam gaan doop, gaan ek met jou wees. Wat vanoggend gebeur, is 'n teken en 'n simbool van God se liefde, God se genade en die belangrikste, God se geloofwaardigheid. Hy koppel sy naam vanoggend aan hierdie kinders. En hy sê ek gaan die pad saam met julle loop. Ek vra dat die doophouers vorentoe kom. Julius, Bianca, Edward, Kyla, Romano, Karika en dan Reno en Jasmine. Baie welkom. Vir elkeen van julle baie spesiale geleentheid. Vir sommige van julle die eerste baba. Vir julle is dit 'n baie spesiale familietradisie. Ek sal baie graag die dooprok net nou wil sien. Ek glo dit gaan iets baie spesiaals wees. Dankie vir julle voorouers en julle oupas en oumas wat sê hierdie tradisie gaan bly voortleef. Toe Bianca hulle die eerste keer gedoop het, toe ek vir hulle gesê kinders kom in 3, toe skud sy net haar kop so. Hulle doop vandag hulle 3de baba, kinders kom in 3. Julle sal altyd deel van die family bly, hoor. Dis 'n voorreg om julle te hê en ook jou ouers wat aan die ander kant sit. Vir julle baie spesiale geleentheid. Julle doop vandag 2 van julle kinders en ons glo dit gaan ook baie spesiaal vir julle wees. En dan julle 2. Julle kom van ver af. Hulle kom van Benoni af, dis waar hulle bly. Ek hoop julle het 'n goeie week saam met julle family gehad. Mag jy ook 'n baie spesiale geleentheid vir julle wees. Wat is die Christelike doop? Die Christelike doop is nie groot doop of klein doop nie. Die Christelike doop is ook nie besprenkeling met water of onderdompeling of begieting. Dis ook nie die Christelike doop nie. Die Christelike doop wat julle kinders vanoggend gaan ontvang, is hulle gaan gedoop word in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis die Christelike doop. God die Vader. God sê vanoggend, ek kan jou pappa wees. Ek kan jou drukkies gee. Ek ken jou op jou naam. Jy is myne. Ek is trots op jou. Ek gaan die pad saam met jou loop. Om gedoop te word in die naam van die Seun, sê Christus vanoggend vir julle kind, die water is die simbool van my bloed wat gevloei het. Voor die grondlegging was ek bestem gewees om vir jou te kom sterf. Jy is nie losgekoop deur goud en silwer nie. Jy is losgekoop deur iets baie meer kosbaarders, my bloed. En die Heilige Gees, vanoggend sê die Heilige Gees, by konsepsie was ek daar. Toe jy volmaak gevorm is in die moederskoot, was ek daar. By die bevalling was ek daar. En ek beloof om tree vir tree jou lewenspad en jou boek wat klaar geskryf is, saam met jou weer te skryf. So van nou af gaan julle kind 'n journey begin. Hulle eie lewensverhaal, hulle eie lewensreis, hulle eie journey. Op hulle eie unieke manier. Maar hulle is nie alleen nie. Julle as ouers is daar. Oupas en oumas is daar. Maar weet julle wie is nog daar? Onsigbaar? Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En daarom wag daar ook op elkeen van julle kinders 'n unieke reis, 'n unieke journey. Geen kind is dieselfde. Daar's 'n willeloot en daar's 'n selfstandige kind en daar's 'n huiskind. Hulle is almal daar. Die pakkie gaan julle kry. Ons moet net uitwerk hoe lyk julle pakkie. Ek vra dan ook nou dat die kinders asseblief ingebring word. Die kinders word nou ingebring.
mamma hoor. Jy gaan nou haar baie hoog hou, laat almal die dooprok kan sien. Ons kom by die deel waar julle beloftes af lê. En die belofte wat julle gaan af lê is 'n baie eenvoudige belofte. En dis dat julle beloof om julle kinders as Christene groot te maak. Om het te leer van Papa Vader, van Christus, om hulle te leer van die Heilige Gees. Antwoord dan op die volgende vraag opreg. Bely dat terwyl ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom gedoop behoort te word. Bely dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, dat dit die ware en die volkomme leer van die verlossing is. Ten derde, beloof u om hierdie kind van wie u vader en moeder is, in die leer na die beste van die vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is hier op hart op die antwoord, Julius? Bianca? Edward? Kayla? Romano? Karika? Reino? En Jasmine. Kom ons gaan staan ook hier by die doopbak. Regte name nou. Ansel Elsie Keiser. Ek doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Edward en Kayla. Bring af my 'n bietjie nader. Ella en Loupsher. Ek doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Sorry, ek sal nie weer nie. Ethan eerste. Ethan Thomas. Wat vanoggend hier gebeur, is God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Ons is baie lief vir jou. Jesus het vir jou gesterf. Die Heilige Gees werk diep in jou binneste en hulle beloof om op pad saam met jou te loop. Baie geluk ook met jou doop vanoggend hoor. Ethan Thomas, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Eva, dis jou beurt. Eva Thomas, ek doop jy in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Rojandra, jy moet hierdie kant kyk, hoor, hier staan ek. Rojandra van Winkel, ek doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sluit die oë en dan staan ons net so. Vader, baie dankie vir 5 wonderlike kinders wat gedoop is. Dat die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees sal uitgeroep is. Dankie Vader dat U sê ek kan jou God wees, nie God van jou nageslag en die pad saam met jou loop. Ek beloof, ek is tree vir tree saam met jou. Baie dankie Vader vir pragtige en trotse ouers. Dat hulle ook beloof het om ook hierdie kinders groot te maak volgens hulle unieke aard, karakter, persoonlikheid, al hulle talente en vir hulle die geleentheid sal gee om as mense ook optimaal te ontwikkel. Dankie ook Here dat hulle beloof het om ook hierdie kinders groot te maak in U naam. Vir die oupas en die oumas wat vanoggend hier is, Vader, ons is saam met hulle baie dankbaar en baie bly saam met hulle. En ons bid ook net Vader dat hulle ook 'n wonderlike tyd saam met hulle kleinkinders sal hê. En dat hulle sal bederf en hulle sal toegooi met al die liefde waar hulle beskik. Sien ook die res van die families. Al die neefies en die niggies en die ooms en die tannies wat ook hierby betrokke gewees by hierdie 5 kinders. Ek bid ook Here dat U ook hulle sal gebruik
om te help vorm ook in hierdie 5 kinders se karakters en persoonlikhede. En dit beteken in die naam van Christus alleen. Amen. Ek wil net gou julle geskenke vir julle gee, maar julle mag nie loop nie, hoor. Baie geluk met julle pakkie. Julle het ook sulke gekry, hoor. Dis julle sin. Hier is Ethan, daar is joune. Daar is joune. Van die gemeente se kant af baie geluk met julle kinders. Ek is oortuig daarvan dat julle hulle ongelooflik gaan geniet en ek sien 5 unieke karakters en 5 unieke persoonlikhede. En ek kan nie wag om te sien hoe hulle gaan groot word en hoe baie spesiaal hulle ook gaan wees. So baie geluk ook van ons kant af ook met die doop van julle babas. Kom as jy ook vir hulle lekker hande klap. Wag nog so 'n bietjie. Dan die ooms, dan die oupas en die oumas wat hier staan, asseblief oupas en oumas. Staan asseblief, dit is baie spesiaal ook vir julle. Ek sien julle. Baie geluk met julle kleinkinders. Dis net 'n unieke journey en 'n unieke pad wat begin. Vir die van julle wie se eerste kleinkind dit is, die kleinkind verander jou totale lewe. Vanaf nou gaan jy jou program inrig volgens jou kleinkind. Die werk moet wag, die golf moet wag, dames moet wag. Alles gaan draai rondom ons kleinkinders. So nogmaals ook vir julle baie geluk met julle kleinkinders. Vat tyd om tyd saam met hulle te spandeer. Vat hulle weg vir 'n naweek, gaan kamp saam met hulle, gaan jag saam met hulle. Al die skills wat jy nie vir jou eie kinders geleer het nie, gaan leer dit vir hulle. Toe jy jou kinders moes groot gemaak het, dit was 'n battle geweest. Hier is nie 'n battle nie, hier is 'n voorreg. So ook van ons kant af ook baie geluk met julle kleinkinders. Kom ons gee ook vir hulle lekker hande klap. Baie dankie. Ek kan maar gaan sit.